Nou ja, dis tyd om te gesels met iemand wat nie baie stil sit nie, ook nie baie hardloop nie, maar meer spring. Sy staan bekend as die rope runner van Suid-Afrika, Melissa Groenewald, wat die wêreldrekord behou omdat sy die ganse Kamerads deur springtou gespring het. 2 keer. En sy is nou hier, of sy skakel al die pad in van KwaZulu-Natal af om met ons te gesels vanmôre. Goeiemôre Melissa. Goeiemôre. Dankie dat jy met ons gesels. So, ek sien jy het jou beste maatjie daarso op jou skouer. Vertel ons nou eers bietjie, watse tipe springtou is dit en moet jy spesiale toestemming kry om die Kamerads dan nou daarmee te hardloop? So die springtou is hulle noem dit 'n speed rope en dit is spesifiek gemaak omdat hy vinnig deur die lug sny, kan mens maar sê. Ja. En dis agile. So ek het nou maar met trial en error uitgevind dat hierdie die beste tipe tou is om mee te spring. So, I'm figuring it out as ek kan. Maar dis hoeveel toue gebruik jy gedurende, kom ons vat die Kamerads byvoorbeeld? Dit hang af, so die padoppervlakte speel nog 'n groot rol, maar vir die Kamerads, eintlik vir albei Kamerads wat ek nou gehardloop het ek 3 gebruik. En ek self was verbaas want 'n springtou hou my omtrent so 20 na 30 kilos. Weer net van die oppervlakte. Jo. En sê vir ons, het jy eerste 'n liefde gehad vir springtou spring of eerste 'n liefde vir draf? Wat het eers gekom en van watter ouderdom af? Nee, dis 'n interessante vraag. So, dis nie asof ek ons almal het springtou gespring toe ons jonger was as kinders. So die laaste wat ek gespring het was toe ek weet nie, 4, 5 jaar oud was. En ek was nog altyd meer lief vir hardloop, maar dis nie asof ek nog altyd gehardloop het nie. Maar weens 'n besering het ek so 2 jaar terug met 'n vriend gesê, maar dis hoekom begin jy nie net springtou spring en dis 'n vorm van fiksheid en dan kan jy aangaan met jou hardloop nie. En toe dink ek wel, kom ek doen dit. Maar ek het toe besef ek is 'n persoon van variasie. Ek het nodig om 'n bietjie meer as net springtou te spring. Toe dink ek maar, hoekom kombineer ek nie die hardloop en die springtou? Miskien is dit iets wat mense doen, net om agter te kom dat dit is nie. Ek was letterlik die eerste persoon in die wêreld wat dit gekombineer het. Wow. En dit is maar ontstaan die laaste 2 jaar. Ek sou amper sê per ongeluk. Maar dis maar jy spring nie net tou omdat dit lekker is nie. Jy doen hierdie vir 'n goeie doel. Vertel ons daaroor. So net om agtergrond te gee, toe ek besef het of toe ek begin het met rope running, toe besef ek hierdie trek ontsaglik baie aandag. Mense stop of ry stadiger om te kyk wat op die aarde doen hierdie vrou. Ek dink wel, ek wil dit nie vir myself doen nie. As ek ooit enigiets sou doen, sal dit wees om dan net maar die aandag te gebruik and steer it towards something good. Ja. En my hart, wel ek het dit op die stadium nie besef nie, maar die eerste ding wat opgeduik het was mensenhandel of human trafficking. En omdat ek 'n bietjie blootstelling gehad het daarmee in die ooste, en toe ek besef hierdie kan dalk 'n platform wees, het ek 'n besluit geneem en gesê as ek dit gaan doen, gaan ek dit doen om aandag te trek en awareness te skep om die probleem wat mensenhandel is. Ja, en dit is 'n reuse probleem, veral in Suid-Afrika. Jy sê jy het 'n bietjie ervaring daarmee gehad in die ooste, as jy dalk 'n bietjie daaroor wil vertel, of anders, vertel ons oor waarvan moet ons bewus wees? Wat 'n awareness wil jy graag kweek in Suid-Afrika? So wat mense nie weet nie, net om die eerste vraag te antwoord oor Suid-Afrika is heidaglik die 4de grootste mensenhandelbedryf in die wêreld. En anders weet dit nie. En dit gebeur letterlik onder ons neuse. Daar is soveel, hulle noem dit pig farms, waar hulle letterlik mense soos varke hanteer en doen met hulle net wat hulle wil, word ship in containers, op pad, wherever, of net self lokaal gebruik en misbruik ensovoorts. Hoe dit ontstaan het, is my ouers het in die Oosteblok in Asië gebly vir 10 jaar en ek het gereeld gaan besoek en in daai tyd was my ma betrokke by 'n organisasie wat vrouens en kinders wat getraffic was kon red
en hulle gerehabiliteer het om met hulle hande te werk en goeders te verkoop ensovoorts. En ek het first-hand experience gehad van hoe dit is om met hierdie mense te deel en hoe dankbaar hulle was dat hulle uit daai aaklige bedryf gered kon word. En ek het nie destyds geweet hoeveel saadjies dit gaan plant in my eie hart nie, totdat ek nou die geleentheid gehad het om self 'n platform te skep vir die awareness campaign. En ek moet sê die laaste 2 jaar was ongelooflik. As ek dit vergelyk met verlede jaar tot hierdie jaar, is die bewuswording soveel meer en mense praat uiteindelik daaroor. Jy weet, as ek in skole ingaan of in maatskappye ingaan en my storie vertel en mense inspireer ensovoorts, maar meer is dit die bewuswording skep van human trafficking. Dis asof die ligte aangaan en nou begin mense te advocate vir my en namens my oor wat ek doen en dis presies wat ek wou hê. Sure. Ek dink daar's so groot wanpersepsie van dit gebeur nie hier nie, dit gebeur net daar. Dis baie ver van ons af. En ek is heeltemal reg, ek dink dis iets wat ons moet breek en ons moet meer daaroor praat. Ek dink dis wonderlik dat jy jou platform gebruik om so groot verskil te maak. Behalwe vir die Comrades, wat lê voor vir jou volgende? Wat wil jy aanpak? So my hart en ek het nooit geweet nie, maar my passie is nou rope running. Maar meer so is dit om mense te red. En met dit wil ek baie graag 'n globale platform skep. En om dit te doen het ek gedink ek wil bitter graag hulle noem dit die Abbott Major Marathons, waarvan Kaapstad nou een geword het, soos ek dink almal van weet. En dit is globaal. So die hoop en die droom is om die volgende ene wat Sydney is te doen en dan van daar af of in 'n kalenderjaar of in 2 jaar, dit maak nie regtig saak oor die tydlyn nie, maar om dit te gebruik as 'n platform vir bewuswording vir human trafficking, maar ook meer so die hele idee van pioneering a new sport wat uit Suid-Afrika gebore uit is. Deur hierdie middeljarige vroutjie van KwaZulu-Natal. Exciting. Jy is heeltemal te beskeie, Marissa. Jy is beautiful en jy het al klaar baie mense beïnvloed en ek hou baie van die tweede rede waarom jy hardloop, die feit dat jy sê 'n mens het nie perfekte omstandighede nodig om iets goeds te begin nie. Jy's ook 'n ma van 2 en 'n besigheidsvrou en ons hoop regtig dat al hierdie goed wat jy aanpak net nog groter gaan raak. Sê dalk net gou vir ons ten slotte, hoe kan mense wat jou nou langs die pad sien of nou jou raak sien, jou ondersteun in jou wonderlike causes? Ag, dankie. Ek waardeer die vraag. Ek is aktief op al die sosiale platforme, so mense kan gerus gaan kyk. Daar is 'n link, 'n donorbox link, so mense wat voel op hulle hart gedruk om te donate to the cause. Hulle is meer as welkom daartoe te gaan en wat ook hulle op hulle hart voel te donate, of om uit te reik na my toe vir geleenthede waar ek dalk kan ingaan na skole, maatskappye ensovoorts waar ek gaan praat en met mense inspireer en meer net informasie deel oor wat gaan aan. As daar maatskappye is wat regtig wil deel hê van hierdie globale kampanje om weer eens uit te reik, daar's soveel maniere om dit te doen. En die wêreld het soveel kleiner geword. So yes, ek bedoel gaan kyk en bepaal waar en hoe mense wil help is maar die grootste vraag. Absoluut, baie dankie Marissa dat jy tyd gemaak het om met ons te gesels en jy moet veilig verder voortspring, hoor, ons hou jou dop. So gesels Marissa Groenewald of die Rope Runner wat oor die tou trap vir 'n wonderlike doel en bly ingeskakel vir jou nuus om 7.